Welkom terug. Nou is dit tyd om bietjie musikaal te verkeer, so leen jou ore uit aan ons gesels met Marie Bosman en sy's terug met 'n derde treffer in omtrent 'n jaar se tyd. Jy sit ook nie stil nie, girl, hè? Nee, mens kan nie in hierdie bedryf hier hoor. Nee, en jy doen nie en vir my diversiteit van jou staan so ongelooflik uit. Laas het jy gesê rooiwyn rock en boerepop is die twee wat jy gedoen het. Nou wonder ek wat noem ons dik en dun? Is dit 'n hartsbelade? Glad nie. Baie mense dink dis dik en dun, maar dis ek nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor deur die dik en dun. Ja. Maar hierdie is nou amper meer soos 'n rock pop song. Of nie, nou nie hard rock nie, maar 'n bietjie van 'n rock ondertoon. So dit voel vir my vanaf rooiwyn rock. Dis miskien waar die raak van die rooiwyn nou vandaan kom. Ek weet nie, maar ek dink dis die liedjie wat myself die meeste in die studio moes gedruk het om net ordentlik te sing. Mens raak baie geneig om baie skaam te raak in die studio, want ons sien 'n crowd voor jou nie. Ja. So jy hou baie terug. So ek het nou probeer om die uitspraak en alles en die passie van die sang daar te kry. Ek moet sê mens kan dit nogals hoor. Dis asof jy harder met 'n mens praat met hierdie liedjie om te sê luister. jy sal jy moet mooi luister. Want jy sit half meer regop. Dis asof jy vir my kyk terwyl jy dit sing. Ja. Daar's verskriklike adamante, jy sal weer opstaan, jy sal weer regkom en luister na my, ek was self daar. Ek weet ek soek ook baie keer. Jy weet daai broosheid kom nogal sterk uit. Ja, want ek dink aan die einde van die dag het jy nie 'n keuse as om op te staan nie. Daar's te veel mense wat lief is vir jou en daar's te veel lekker goed wat nog gaan gebeur en kan gebeur. So ek dink altyd dat hierdie sang is nie van ag wil jy nie opstaan nie, maar so staan op. You can do it. Ons almal is deur vanaf COVID regdeur tot 'n bedryf wat obviously baie moeilik is eintlik en veral vir vroulike kunstenaars by oomblik voel ek niks teen die mans nie, maar dis asof die vrouens word minder geboek. Dis asof almal bietjie begin verdwyn na die mark uit. Sure. En ek dink hierdie liedjie is ook so 'n bietjie women empowerment, maar dis nie tog net vir 'n vrou nie. Ja. Dis vir 'n man ook. Ja. Ek dink wat vir mooi is almal het ons eie stories. So niemand in hierdie lewe gaan, jy weet, ongeskreeu daardeur nie. Ons almal gaan deur iets en soos jy sê dan het jy die keuse om te maak. Ek gaan opstaan en ek gaan aangaan en ek gaan beter aan die ander kant uitkom want dit word deel van my storie, dit word deel van my getuienis wat ook ander mense ook help. Maar jy sê ook liedjies skryf help jou om perspektief te kry. Wat vir my interessant is, hoekom help dit jou so mooi om net alles in perspektief te sit? Ek het laas jaar met iemand gesels, 'n vriendin van my, maar sy is eintlik 'n sielkundige ook. Dis ek voel, maar jy staan baie op en af in hierdie bedryf en maar nou vir 'n hele klomp jare. Sê so vir my, jy gaan jou uiting eendag gee in 'n liedjie. En ek dink dit was 'n liedjie en ek vir jare het hierdie jaar, mag jy sê hoe oud ek is, nê? Ek sê altyd 30 plus wat en vat. Maar toe besluit ek vir myself 'n liedjie skryf soos Hou Vas wat destyds vrygestel is, baie dieselfde tipe tema amper, maar hierdie gaan eintlik oor spesifiek my paadjie in die musiekbedryf. Van ons staan op, ons het 'n leerstelling, jy staan op en jy probeer weer. En ek dink aan die einde van die dag gaan dit nog steeds om iets uit te bring wat iets vir mense beteken. Maar 'n sokkie liedjie kan ook vir iemand iets beteken soms, want dit laat jou goed voel. Maar soms ek probeer gewoonlik om ietsie diepers uit te bring wat mense 'n bietjie langer miskien kan padkos kry in die lewe. Ja. Maar ek is baie trots op hierdie liedjie. Ek dink dit gaan hopelik 'n verskil maak. As jy nou dink, want jy sê jou pad in die industrie, nê? En as jy kyk waar jy nou is en waar jy begin het, want soms moet mense ook dit in perspektief sit om te dink hoe ver het jy gekom? Hoe voel jy as jy terugkyk op jou reis? Ja, ek onthou ek nog op universiteit nog in die pubs gesing het, daai voorshows vir ou kus kom bys en nou Valiant en daai mense. En nou ek nog maar daai sterretjies in my oë vir hulle gekyk het. Ek dink enigiets het verander nie, maar ek dink as ek mens dink jy gegroei het. Ja. Ek was mos in my gemaksone in die Kaap gewees en besluit ek mos kom ons van Pretoria toe. En hierdie is baie anders as die Boland. En as mens kyk hoe jy gegroei het, net as 'n kunstenaar, as 'n persoon ook en jou liedjies skryf en jou en die idees wat mens kry en om jou letterlik uit jou comfort zone uit te kom, dan voel mens baie trots as jy dink aan 'n liedjie wat 7, 8 jaar terug vrygestel is. Sure. Hierdie is 'n hele ander, mens klink anderste, jy draai jouself anderste oor en al daai tipe goed. Jy kan dit sien op as iemand 'n video neem by 'n show byvoorbeeld.
hoe skaam ek was en ek het agter my gitaar weggekruip altyd. En nou kan ek hom amper Johanita hoor. Ek kan vat my gitaar en ek gaan nog nie dans nie. Lekker Pretoria. So nou is ek kan lekker met die mikrogolf, die mikrofoon, lekker met dit rondloop en ek voel nie meer ek kruip weg agter iets nie. Okay. Maar jy het nie net in musiekbedryf gegroei nie, jy het oor verskillende bedrywe heen gegroei, want jy het begin deur BSc te swat, jy het skool gegee, jy was in bemarking en toe het jy die groot stap gemaak, ek dink in 2019 om voluit vir musiek te gaan. Ja. Mis jy ooit die meer sekure, meer kommersiële, dalk meer voorspelbare era voor jou suiwer musiek navolging of is jy bly oor daai keuse wat jy gemaak het? Kyk, ek mis my salaris. Want dis iets wat kon soos elke maand ingekom het. Maar ek het nog tot onlangs doen ek aan en af poste by skole, gee 'n bietjie biologie. Ek het alwe ook gegee. Maar dit is eintlik maar net soos 'n performance vir 'n klas. Is maar dieselfde as op 'n verhoog amper. Just imagine om by Marie Bosman biologie te kry. Dit moet 'n gesogte klas wees. Nee, weet jy so, ek het by al my verskillende skole klasse gegee en dit was en jy leer altyd ietsie, maar dit is baie moeilik om die twee saam te doen. Anders as ek nou weer vir hulle gesê het, hoor jy, ek moet nou 'n onderhoud gaan doen, kan ek gou asseblief vir die hore 5 tot 7 afkry. So dit is baie makliker, maar dit dryf jou ook om harder te werk, om meer optredes te kry, sodat jy wel dit net kan doen as 'n hoofinkomste. Maar ek's besig met baie projekkies en goedjies, anders raak mens verveeld. Ek hoor daar's 'n kinderprojekkie op Siekie. Is dit toe al van die been af gekom? Baie sterk op pad. Ja. So ek is baie opgewonde besig. Ek het al so 12 kinderliedjies geskryf. Ja. En die animasie en daai tipe goedjies is besig om baie mooi vorm te kry. Verder mag ek nog niks sê nie. Maar ek dink dit gaan iets heeltemal anders Jy wees. hoef nie te sê nie, sing dit. Ek het 'n liedjie oor my haas geskryf, oor die haasie geskryf. Ja, Pokkels vertel, was ons was nou 'n laasie. tweede haas, ja. Ja, so dis nou was Pokkels geweest wat laasie kom kuier het. Ja. Pokkels is grys haasie en nou is daar Wat vir wit Peer haas ook. heeltemal uit sy vel Ja, uitgehaal want het. Peer het eers my een vraag gevra hier nie. Ek sê dan as ek al selfs vir my, want jy Jy sê vra jy net net oor die haas. jaar. Maar ons het 'n tweede een en dis nou hoe kan word ek 'n liedjie geskryf het. Dis eintlik om my geïnspireer het om kinderliedjies te skryf. So dit was Pokkels, die haasie is so klein. Hy hou van groente en van samesyn. So sulke tipe goedjies Ag, As jy hom soek, hy's in die tuin. Sien, jy sal gehelp het. Teen die sorge en die pyn. Klaar, daar's ook 'n bietjie diep vir kinders, maar ons gaan verseker Tieners. maar ja, ons het twee haas. Sy naam is Frikkie, dit was Dolla. So 'n tydjie terug, vat ek haar verjaardag toe, haar. Ja. En bel en vra eers kan ons dogtertjie kom haal. En toe ewe skielik sê sy, hoorie, ons het nou net twee baie groot meneertjies uit hom uitgehaal. So, dis Nee, nie nee, Dolla dis toe nie 'n dogtertjie Dit nie. is dit 'n seentjie. En nou is dit Frikkie, want dis eintlik ek het altyd gesê dit is 'n seentjie. Ek het so maar dis ek nou nie die nice ding om nou op sy rug te sit en om te kyk wat hy is hè. En ChatGPT sê dit vir my dis nie 'n seentjie nie. So dit was eers Frikkie vir 'n rukkie. En dit is 'n Dolla want ChatGPT sê mos nou hierdie is 'n dogtertjie. En jy voel alles wat chat vir jou sê. Jy kan nie alles glo wat ek vir jou sê nie. Ek beloof jou want duidelik, daar was nie eers 'n 1% kans dat dit 'n mannetjie was nie. Dis waar ons nou twee oudjies verwyder. En ja, hulle sê oor baie geluk, maar jou seentjie, jy het 'n seentjie. Dis nie 'n dogtertjie nie. So nou is dit weird om nog steeds vir Dolla Frikkie te sê of vir Frikkie Dolla, ek weet nie. Ja. Dis baie mekaar. Maar die haas se ore is redelik langer as Pokkelsin en ek moet sê hy is massief. Hy's besig om te groei en hy eet alles op in die huis. Hy is so soet soos Pokkelsin. Frikadel het nou frik geword. Ja, Frikkedolla of ek weet nie Ja. wat nie. Ja, Oh my goodness. Volla is dalk 'n goeie een. Dit is eintlik ja, Ja. maar hy kan ook nie, ek weet nie, hy is so stout en 'n volla daar is nogal so 'n resemblance wat ek kan sien. Want ek dink nie hy kan vergaan nie want hy's 'n rescue en hy kom eintlik van 'n skoolgrond af en daai haas is mos ongelooflik taaf. So dalk Ja. is hy net so taaf as 'n volla. Want hy Luister, ek moet net my pa van jou weghou, anders maak hy haaspastei, maar ek is baie bly dat jy twee hase het. Ek hoop jou musiek teel aan soos konyne. Yes, jy is baie poëties, nou ja, dat daarvan. Nou daar geen onverwagse frikkies uitgehaal moet word op die pad nie, hoor. Nee. Maar dit was heerlik om jou hier so te hê. Ons sien baie uit na Dik en Dun, waarna ons gaan kyk net na die advertensiebreek en ons sien jou gou weer. Ja, is lekker om julle te kuier. Ek hoop julle geniet die liedjie. Ons sal bly ingeskakel.
nie.